Jesus. Kom ons sing hy stukkie weer. Ons gooi hom. And I exalt thee. Kom, lig hom op. And I exalt thee. Yes. And I exalt thee. Oh Lord. Come on. And I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord. Ah, Here, we exalt you, King of Kings. U is hoof oor ons. U is hoof oor u liggaam. U is hoof van die gemeente. U is hoof van die kerk. Die grootste organisasie in die wêreld. Die belangrikste organisasie. Die liggaam van Christus. U is koning en u regeer vir ewig. U woord sê, vir die increase van hierdie kingdom sal daar nooit 'n einde wees nie. Dit gaan dit meer en groter en sterker en magtiger word. Dankie Here Jesus dat U hier is vanoggend. Dankie dat U elkeen bedien. Heilige Gees, kom in. Kom dryf siekte uit vanoggend. Kom dryf depressie uit vanoggend. Kom dryf enige onrus, enige ongemaklikheid, enige twyfel uit en geloof wat net van Jesus afkom. Daai geloof wat U kruis toe gevat het. Daai geloof wat gemaak het dat U uit die dood opgewek het. Kom wek ons op vanoggend, Here Jesus. Ons loof en ons prys U en ons sien uit na wat U wil preek vandag, Here. Kom Heilige Gees, kom neem hierdie hele meeting in besit en kom sê U wat U wil sê. Dankie Here. Dankie Abba Vader. Dankie dat ons U kan noem Papa. Die Gees getuig binne in elkeen vanoggend. Hy is Papa. Hy gee om. Hy sorg vir ons. Halleluja. Dankie Here in Jesus naam. Amen. 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 Halleluja. Amen. En daar kom hierheen. Hy gee om. Hy sorg, hy voorsien. Iets kom te voorskyn. Halleluja. Ek gaan vanoggend weer 'n boodskap preek wat ek al reeds gepreek het hierdie week, waar terwyl ek het gepreek het en agterna ook, want die was net 5 mense, toe hoor ek in my gees die Here sê, dit gaan jy weer preek, en Dr. Andries het ook vir my gesê, goeie saad moet weer gesaai word. So ons is hier vanoggend en ons gaan nou weer, vir die wat hier was, julle gaan nou weer dieselfde boodskap hoor as wat julle Woensdag gehoor het, maar gaan obviously ander goed uitkom, ek weet nie wat gaan uitkom nie, maar ek het al baie keer by die Bybelstudiegroep en dan vra ek vir die mense, wat het ek gepreek Sondag? Weet jy? Vergeet. Nie vergeet nie, maar dan moet jy eers weer remind en sê, so, mens kan nie, ek het al preek, daar sekere preke wat ek al 10, 20, 30 keer oor en oor gekyk het. Kan nie, jy kan ook nie die Bybel net een keer deurlees nie. Daai verander die hele tyd. Dus, en jy kan hom nie uitput nie. Jy kan nie die woord van God uitput nie. Jy staan een dag op in 'n sekere manier en jou gees verwerk die woord, hy eet anderste aan die woord as wat hy gister geëet het. Jy kan dieselfde skrif lees, maar hy het altyd 'n ander impak op 'n mens. En dit is fantasties. Dit gee 'n mens hoop en dit gee 'n mens hoop. Wat anders sou hulle mens hê? Lekker om te lewe. Is lekker om te weet ons is die liggaam van Christus. Is lekker om te weet dat daar's geen mag en geen gesag groter as ons koning nie. Ons leen ons ore te veel uit vir die wêreld en wat hulle sê. Ons vergeet baie keer dat ons is die fat cats. Verstaan? Ons is die mind peanuts. Verstaan? Moenie 'n fake humbleness hê nie, moenie 'n fake nederigheid hê nie. Pastor Jethro het ek al baie keer gesê, ware nederigheid is om te weet wie jy is in Christus Jesus en dit te leef. Verstaan? Om te weet dat dit wat op hom was in die aarde, dit wat hy hier kom uitspeel het, kom uitoefen het, hy op ons, op sy seuns gesit het.
Ons het gehoor by die woordskool, nie kinders nie, seuns, volwasse, mature in Christ. Mense wat weet, mense wat rigting het, mense wat nie, soos Psalm 23, nie afdwaal nie, wat op 'n pad van geregtigheid is, en jy weet dit. Maar soos wat ons hierdie week by die Here woord deurbring na ons toe, en Vrydagoggend ook by die manneoggend, kom hierdie woord net al hoe sterker deur oor disipelskap. En ja, nou gaan julle hoor, dink seker ja, maar is dan weer een van daai predikings of boodskappe van net normale disipelskap. Nee, hierdie woord wat die Here vir my gegee het, is die sleutel vir alles in hierdie aarde. Jy sien, Jesus het nie gekom, Jesus het aarde toe gekom, en die Jode en almal het verwag 'n koning, 'n ou wat nou vir hulle gaan uitsort, wat gaan oorlog maak en die Romeinse ryk gaan oorneem en al hulle probleme gaan oplos en al die goed, maar hy het gekom as 'n servant. Hy het nie gekom as 'n koning nie. Hy het nie gekom om gedien te word nie. Hy het gekom om te dien. Verstaan, daar's 'n groot geheimnis aan dit. Hy het die wêreld verander binne 3 jaar deur te dien. En ons almal wil die wêreld verander. Ons almal wil suksesvol wees. Ons almal het groot drome en visies en goed, maar ergens along the line wil ons kortpad skiet en ons wil om die servanthood gaan. Ons wil reguit gaan na my drome, my sukses, my pad van geregtigheid en al daai mooi goed wat jy praat, ja, wat reg is, maar dit is net vir jouself. En Jesus Christus het nie gekom vir homself nie. Hy het nie gekom om worship te demand van ons af nie. Hy het gekom om ons te dien. Hy sê in Filippense 2, sê hy, he stripped himself of all deity. Verstaan, al die goddelikheid het hy homself van gestrip. En het gelyk geword aan mens. Hy sê, dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus is, moet daar in ons ook wees. En dit is nie om ons tot nut te maak, of om 'n slaaf uit ons uit te maak nie. Dit is die key to sukses. Spreuke 27 sê, soos yster slyp, so slyp een mens 'n ander mens. En koning Salomo het dit gesê, een van die slimste mense, net onderkant Jesus Christus, wat ooit geleef het. Hy het geweet waarvan hy praat. As jy kyk hoe suksesvol hy was, en hy het gesê, dit gaan oor een mens, maak 'n ander mens. Die geheimenis is in die ou langs jou. Dis hoekom Jesus gekom het, aarde toe gekom het. Kom ons lees dit in Matteus 28 vers 18 in die Amplified Classic. Matteus 28 vers 18. Hy sê Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority, all power, all rule in heaven and on earth has been given to me. Want is groot. Baie keer het ons al hierdie praatjies, en weet, Paulus sê ook in Kolossense, die koninkryk van God is nie net oor praatjies en goed, dis maar van krag. Staan, ons praat te veel, almal is slim en schemes en planne en goeders, en hier kom Jesus en hy sê, julle soek planne, julle soek uitweg en julle soek al hierdie dinge en julle soek 'n koning om vir julle net die lewe gemaklik te maak, goeders, en hy approached them, breaking the silence and said to them, aan my is alle autoriteit gegee. Bestaan, in die hemel en ook op die aarde has been given to me. En net daarna, die volgende ding wat hy sê, na daai statement, sê hy, go then, gaan. Soos wat hy gestuur is, ons lees in Johannes 17, wat Jesus sê, soos wat u my stuur, stuur ek hulle. En nie net die disipels hier, almal wat deur sy woord tot geloof kom, deur hulle woorde. So dis ons almal, al die nasies. Hy sê, gaan, go then, make disciples of all the nations, baptizing them into the name, in the name of the Father, the Son, and in the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and behold, I am with you all the days, and on every occasion to the very close and consummation of the age. Amen. In ons bypass dit die hele tyd. Want ek praat nie van, jy weet, dis maklik, ons kan ons self paai, deur te sê, hier is vir jou 'n R500 daar, goed, as en jy help 'n ou nou so en so en so. Dis nie discipleship nie. Ons nie accountability in daai ou se lewe nie. Niemand stap 'n paadjie nie.
En ek sê nie dit uit 'n godsdienstige, legalistic manier, dit is wat jy nou moet doen om suksesvol. Nee, dit moenie daaroor gaan nie, want dan is dit weer, jy kyk eers na die geld en na die sukses en dis hoekom jy die disipelskap doen. As jy die koninkryk soek eerste, soos Matteus 6 vers 33 sê, first seek the kingdom, so daar is 'n kingdom. En as daar 'n kingdom is daar 'n king. Search the king. Dis Jesus Christus. And his righteousness go out. Wat hy nou sê hierso, die opdrag. And all these things shall be added. So jou fokus is nie op die dinge nie. Die dinge moenie jou dryfkrag wees nie. Die opdrag is jou dryfkrag. Dis omdat jou vlees verstaan dit nie. Daar's 'n stirring. Hoekom dink jy sê mense altyd vir my, ek wil gedoop wees so goed? Want God het dit gesê in die aarde. En as hy gepraat het, dan skep hy. Dis nie omdat ons preek, ja, dit word bewus gemaak, maar ons altyd daai ding wat lê. So, dis my keel is lekker. Ek het te veel gepreek hierdie week. Ek het amper elke dag van die week iets gedoen. Maar hy het dit gesê, gaan uit. Verstaan? Nou sê ek dit vir julle en nou dink julle ek gee 'n opdrag. Ek sê wat hy gesê het. So dis klaar geskep. Dis klaar 'n ding binne in jou. Moenie 'n rede gaan soek, ja, maar ek soek sukses, nou gaan ek dit doen nie. Nee, hoekom ek dit sê is want jy gaan nie satisfied wees in jou lewe as jy nie gehoorsaam gaan wees nie. Ons kan nie die goed van God verwag en al die goddelike goed wil hê, maar ons wil nie dit doen wat God gesê het nie. Verstaan? So, dis klaar geskep in jou en ons traai dit bypass die hele tyd. Ek meen, Satan het dit met Jesus ook probeer doen. Toe hy vir Jesus vat op die hoogste gebou en sê, ek gee vir al die koninkryke en goed. Wat hy vir hom sê is, kom ons skiep die kruis, spring hier af, die engele sal jou weer lewendig maak en goed is. Kom ons skiep die kruis, kom ons soek 'n kort pad. En dit is die korrupsie van die vlees. Dit is wat Satan in die begin gedoen met Adam. Hy het hom met 'n vraagie gevra. Is dit regtig so? Vir Eva. En tot vandag toe nog, doen hy dit met ons ook. Sê, ja, maar dis nie regtig nodig om 'n paadjie te stap saam met iemand nie. Sien, jy kan maar net hier en daar iets gee en maak asof jy 'n goeie mens is en dit sal genoeg wees. Verstaan? Maar die probleem kom is God het gepraat. Hy het geskep, he created. So daai urge om dit te wil doen, gaan nie weggaan tot jy dit actually doen nie. En dan gaan jy besef, hier lê al die antwoorde in. Want yster slyp yster, so maak een mens 'n ander mens skerp. So as jy probleme het met jou visie, jy het nie dryfkrag nie, jy het nie ambisie nie, of sekere goed in jou besigheid wil jy uitwerk nie, of in jou huwelik, of whatever, dis omdat jy nie die oorspronklike opdrag uitvoer nie. Want die geheim lê in die ander stuk yster wat die slypsteen vir jou gee, en jy kan mekaar skerp maak. En in die proses kry jy visie, in die proses kry jy jou antwoord. God het dit opgesluit in mense. Hoekom? Want dis die liggaam van Christus. Die arm, die been, die tone, die voete, verstaan, ons alles werk saam. Die een ou is nie die hele liggaam van Christus nie. Dis so gesit. En in dit is alles opgesluit. In dit is Matteus 6 vers 33 en al die goed sal volg. In dit is jou voorsiening vir lewe, in dit is jou sukses vir jou besigheid, in dit is jou prosperity vir jou huwelik en jou gesin, en alles is opgesluit daarin. Jy kan nou maar sit en dink, ek verstaan, maar niemand doen dit nie. Hoekom? Hoekom doen niemand dit nie? Want is obviously dan is dit die regte ding om te doen. Satan worry nie as almal kerk toe kom en worship en profeteer en almal uit hulle nate uitbars en goed is, maar niemand voer die opdrag uit nie. Niemand is kerk nie. Dit is wanneer ons kerk word, wanneer daar krag kom. Want hierdie is 'n gebou. En Jaapie, ons kom elke Sondag na Sondag hiernatoe en mense gaan uit, maar niks gebeur nie. Daar's nie kerkie. Daar's nie lig nie.
Er staan lig lê in die lewe, in die attitude van ek maak 'n disipel, ek vat iemand se hand, ek stap op pad saam met hom. Ek bring hom na die Here toe. Ek sien hoe sy lewe transformeer en in dit pluk ek van sy vrug. Doen dit net. Oud of jonk, maak nie saak hoe oud jy is. Alle autoriteit is aan hom gegee. Ons sien nie autoriteit nie, want ons lewe nie in dit nie, want ons dink dit is iets wat ons kan bypass. Maar dit is nie, dit is 'n kanaal waardeur ons moet gaan. Jy sien, Jesus het aarde toe gekom en hy het gesê, verstaan, om te kan rule, moet daar eers verhouding wees met die mense. Hy het nie gekom en rulership afgedwing nie. Hy het gekom en verhouding gemaak met mense. Hy het homself min gemaak as 'n servant, sodat mense hom kan trust en van hom hou en in 'n verhouding gaan met hom. Hy het nie gekom te kom rule boor almal nie. Staan, omdat hulle verhouding gebou het met hom, omdat hy verhouding gebou met hulle, het daar heerskappy in hulle lewe gekom. As daar heerskappy in jou lewe moet kom, moet daar eers ook verhouding kom in jou lewe. Dis eers relationship, then rulership. Dis hoe dit werk. Ons soek eers rulership en as ek nou voel my rulership is op 'n sekere standaard, dan sal ek nou werk aan 'n relationship. Ons ruil alles om die hele tyd. Dis eers relationship en dan ervaar jy rulership in jou lewe. Dis hoekom hy gesê het, gaan uit in die nasies, gaan maak disippels. Hy sê en as jy dink aan my, kyk, alle autoriteit in die hemel en op die aarde is aan my gegee. So as jy uitgaan en jy doen dit, onthou net dit. Dat alle autoriteit is aan my gegee. Om righteousness uit te leef, moet jy eers redeem word. Verstaan, maar ons wil anders te om hê. Ons wil eers voor ons mense gaan redeem. Soos wat Paulus sê, die boodskap van versoening is aan ons oorgedra. Daarom tree ons op as gesandte van God namens Christus. Asof God sy aanspraak maak deur ons. Dan gaan hy verder en sê, ek smeek julle, aanvaar die versoening wat deur God kom. Dit is eers relationship en dan kom maar rulership. Gaan oor die ou langs jou. Gaan nie oor jou paadjie. Die Here gaan nie kom eendag as jy hom nou ontmoet en sê, well done, yes, jy het 'n suksesvolle besigheid gemaak en jy het 'n klomp geld in die bank en goed is, maar jy het niks van die goed nou by jou nie. Hy gaan sê, well done, good and faithful servant. Servant. So, dis die fokuspunt. Jy dink jy's suksesvol nou, jy dink jy dalk ietsie nou, wag tot jy 'n servant begin raak. En kyk dan wat se sukses kom uit jou uit. Want jy tree op as 'n gesant namens die koning dan. Jy vat iemand soos Jesus, dieselfde gesindheid wat in hom was, is in jou dan. So jy die backing van die koning agter jou die hele tyd. Jy die backing van die koning in jou huwelik. Jy die backing van die koning in jou gesinne. Jy die backing van die koning in jou siekskap, in die valley of the shadow of death, is die backing van die koning die hele tyd daar in jou besigheid en in jou verhoudings en alles wat jou hand aanraak, het jy die backing van die koning. Want die gesindheid van die koning is in jou. Amen. Dis hy wat lewe in jou. Tree op soos hy. Tree op soos 'n koning. Het jy probleme nie? Het jy probleme nie? God het nie 'n probleem om een te wees met jou nie. Jy het dalk 'n probleem om een te wees met hom. Hy is konstant een met jou. Renew your mind. Hy sê, kom ons lees gou 'n paar skrifte, net om nog 'n bietjie met backing te kry. Efesiërs 1 vers 10 in die NIV. Hy sê, to put into effect when the time has reached the fulfillment. En dit het gebeur aan die kruis. To bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Dis omdat ons dink ons moet nog daar kom. Wat die probleem is, en ons is reeds daar. Ons is daar, Jesus het die prys betaal, die vyand is ontwapen, alles is onder heerskappy van koning Jesus, alles in die hemel, alles op aarde is onder een rulership. En ons is die liggaam van daai koning. Imagine ons, die kerk glo dit.
Wat het hy net gesê? It's very simple. Maar dit is baie waar. It's very simple. Jesus het gesê, 'n kind sal dit kan verstaan. Ons maak dit ingewikkeld. Hy sê in Efesiërs 1 vers 20. Hy sê he exerted when he raised Christ from the dead and seated him in the right hand in the heavenly realms. Seated in the right hand of the Father. Verstaan? Ek het Woensdag ook daaroor gepraat en hierdie is vir my 'n groot ding. Kom ons lees, ek gaan nog een lees, Kolossense 3 vers 1. Since then you have been raised with Christ. Raised with Christ. Ons het laas Sondag daaroor gepraat. By die doop is jy dood. In Romeine 6 en opgestaan in Christus Jesus. Weet jy, hy sê Paulus sê daarso, God sien jou, hy sien jou onder die water gaan, woep, jy gaan dood, en as jy uit die water uitkom, sien hy Christus Jesus. Hy sê, you've been raised with Christ. So al wat hy sien, is die koning. En hy sê, set your hearts, jou hart is jou inner thought center, daai plek waar jy met jouself diep praat, waarvan niemand weet nie, waar jy gaan om belangrike besluite te maak oor wie jy as karakter is en wat jy bestaan, daai diep geheime plek wat net jy van weet. Hy sê, set daai area, nie net jou alledaagse mind van hoe ons voorkom by mekaar nie, bestaan die image wat ons mekaar wil wys, en nee, daai diep plek, daai diep gedagte, jou thought center, jou ultimate of being, hy sê, set daai area, on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things, for you died, and your life now is hidden in Christ, in God, with Christ in God. In Christus toegemaak om God. Daar kan nie 'n duiwel by jou uitkom nie. Daar kan nie 'n vloek by jou uitkom nie, want jy is dood, en jy's in Christus, binne in God. As jy dink iets kan by jou uitkom, is daar 'n probleempie. Satan is nie so magtig om deur Christus, die koning van konings, hy het hom klaar gedefeat te gaan, en dan nog deur God ook nie. En jy's in die middel van daai mix. Jou lewe is nie uit balans uit nie. Jou lewe is reg. Ons moet ons hart, die inner thought being, nie net hierdie oppervlakkige dinkery op things above kry nie. Jou hele mens wees moet so gesentreerd wees op die dinge daarbo, where Christ is seated. En is belangrik daai woordjie seated, want 'n koning, as 'n koning staan, dan beteken dit sy kingdom is out of order. Iets is nie reg nie. So die koning het gestaan, die koning was hierso, hy het kom orde skep hier op aarde. Hy sê, now, when you set your mind on things above, set it and remember that the king is seated. And because he is seated, there is perfect order. There is peace. Dit is die realiteit. Dit is wat ek en jy moet dink die hele tyd in jou hart, daai diep wese van dink, konstant die hele tyd, dag en nag, set your mind, set your heart. Jy dink, Christ is seated. Jesus is nie, hy rattle nie. Daar's nie iets wat hy moet doen nou nie. Hy seated at the right hand of God. Everything is at peace, is at order. Storms gaan kom in jou lewe. Goeders gaan gebeur. Maar is jy seated with Christ, soos wat Efesiërs 2 sê. Hy sê, he has seated us with Christ in heavenly places. So as ons mind set on heaven, daar waar Christ is seated, as gevolg van orde en vrede en alles wat reg is, moet jy ook weet, dat jy is seated in orde, jy is seated in peace, jy is seated in alles is reg. Hy sê, set your hearts on that. So wat hy sê is, jy, soos 'n mens dink, hy sê, soos 'n mens dink in jou hart, nie net jou oppervlakkige mind nie, so word jy. So later aan operate jy, soos iemand wat in die hemel lewe, seated with Christ. Dit is wat hy bedoel, vir ons, vir die kerk, vir sy liggaam op aarde.
om op te tree as konings en priesters, om te rule oor siekte. Soos Paulus, se skade weer val op iemand en hy word gesond. Want his heart was set, he was seated with Christ in the heavenly places. Hy hoef nie eens noodwendig te gaan sonder en bid en hande oplê nie. Sy skade weer val net want hy sy mind is op hemelse plekke. Hy lewe uit 'n hemelse atmosfeer, riem uit. Sy voete is op die aarde, maar sy mind is by die koning. Waar orde is, waar peace is, waar alles reg is die heeltyd. En daarom as sy skade op iemand val, vrede, uitgesort, orde. Gebeur net. Waar hy stap, manifesteer die koninkryk. En ek en jy dieselfde gees binne in ons. Hoe voel jy daaroor? Dankie. Dit laat my baie goed voel. Ons is nie op pad na 'n verdoemenis toe nie. Die woord van die Here sê ons gaan van heerlikheid tot heerlikheid. Ons bly to the increase of his government there shall be no end. Dit raak net beter en heerliker en kragtiger. Ons gaan nie agteruit nie. Die woord van die Here verkondig is heeltemal anders. Hy verkondig goeie nuus. Dis 'n pa wat lief is vir sy kinders. Dis iemand, 'n persoon wat aarde gekom het, Jesus Christus, wat die wêreld so lief gehad het, dat hy gesterf het, homself laat doodmaak het, omdat ons so belangrik is vir hom. Dink jy, ons gaan agteruit? Ons gaan nie. Ons increase. Ons gaan vorentoe. En as jy val jy nie terug nie, jy val vorentoe. Hy sê, Hebreërs 2, waar is my skrif nou? Hebreërs 2, vers 8 en 9. Hy sê, for you have put everything in a subjection under his feet. Hy praat van ons. Dit kom uit Psalm 8 ook uit hierdie stuk. Hy sê, now in putting everything in subjection to man, he left nothing outside of man's control. But at present, we do not yet see all things subjected to him, man. But we are able to see Jesus. En hoe sien ons hom? Seated. Order. Perfect. At peace. I say, but we are able to see Jesus, who is ranked lower than the angels for a little while, crowned with glory and honor because of his having suffered death, in order that by the grace, unmerited favor of God to us sinners, he might experience death for every individual person. Nie jy nie, Jesus. Jy lewe. Forever. En wat hy hierso sê, jy mag dit dalk nog nie sien hierso nie. Maar if you set your mind on things above, where Christ is seated, nie staan nie, hy sit, want alles is reg. Wat hy hierso sê, wat die skrywer van Hebreërs hier sê is, ons sien vir Jesus, ja. Ons sien nog nie al die goed nie. Hy sê alles is subjected under our feet, onder ons heerskappy. Al sien ons dit nog nie so uitspeel nie, ons sien vir Jesus. Ons sien perfeksie, ons sien orde, ons sien vrees. Wat hy sê is, Jesus het dit klaar gedoen. He's seated in heavenly realms. I'm seated with him. That's where my mind and my thoughts are. He's placed the organization, the church, the body of Christ hier op aarde to loosen up all the loose ends. To tie up all the loose ends. Dis ons job. Gaan uit. Gaan maak disippels. Tie up all the loose ends. And while you do that, remember all authority in heaven and on earth has been given to me. And while you do that, set your mind, your heart on things above where Christ is seated. Not standing, seated. Set your mind on where peace, order is. Power is. Where for you, maybe it's impossible, but with the King who is seated, everything is possible.
Set your mind on that. While you tie up the loose ends, seek the kingdom, set your mind on the kingdom, set your mind on his righteousness, and all these things shall be added. Is nie 'n job vir ons nie, om 'n disipelskap uit te voer nie. Is nie 'n job om jou buurman lief te hê nie. Jy wil dit doen. Dis nie 'n job vir 'n vrou om onderdanig te wees aan haar man nie. Sy wil dit hê. Dis haar beskerming, dis haar covering, haar sekuriteit. Dis waar 'n vrou wil wees. Jy wil in disipelskap wees. Want dit is geskep. So opdrag is geskep hier binne ons. Jy kan dit nie ontsnap nie. Tot jy dit gaan doen nie, gaan dit bly krap. En jy gaan fight, en jy gaan werk vir sukses, en jy gaan jouself uitbrand in hierdie lewe. Daar's 'n rus wat wag. Want die koning sit at peace. Storms gaan kom. Maar dit gaan nie 'n effek hê op jou nie. Maar jy moet jou hart set on the king hê. Jy moet jou hart set on peace and order. Jy moet oortuig wees, convinced wees van ek is at peace. So as die storm kom, dan kan jy ten minste peace praat met die storm. Be still. Soos 'n boom wat geplant is langs aan water, sy wortels strek uit. 'n Droë jaar of 'n seisoen raak hom nie. Die wind skroei nie sy blare nie. Hy bly die hele tyd vrug dra. Hy's 'n lig in die wêreld, hy staan uit bo die ander mense. Kom ons kyk gou net vir interessantheid weer. 2 Kronieke 9 vers 13. Salomo, een van die rykste mense wat ooit op die aarde geleef het. Kyk gou wat was sy. Salomo se jaarlikse inkomste aan goud was so wat 23 ander 23 ton goud. Ander vertaling sê 25 ton goud. En dan gaan hy verder af. Dan sê hy vers 23, al die konings van die aarde het geprobeer om hom te sien. Almal wou by hom uitkom. As jy die opdrag gaan uitvoer, ek wil net dit daar los. Net as jy net gehoorsaam gaan wees en jy gaan disipelskap toepas en jy sien wat jy kan regkry en jy gaan agterkom hoeveel mense wil by jou uitkom. Hy sê al die konings van die aarde het geprobeer om hom te sien en die wysheid wat God hom gegee het aan te hoor. Elkeen het sy geskenke gebring, silwer en goudwaarde, mantels, wapenrusting, kosbare krye, pere, meele, sodat jaar na jaar aangegaan het, het nie opgehou nie. Hulle het dit vir hom goed gebring, soos wat Jesaja 60 praat ek af van, hy sê, hulle sal kom met hulle rykdom na jou lig toe, as Jesus kom. En weer, dit gaan nie oor die fisiese nie, dit gaan oor die hart. Kom ons kyk eers, wat was Salomo se hart? 2 Kronieke 1 vers 7, heel aan die begin van Salomo se lewe, hy sê daardie, of van sy roeping, daardie nag het God aan Salomo verskyn en vir hom gesê, vra wat ek jou moet gee. Salomo sê toe vir God, u het groot trou aan my vader Dawid bewys en my in sy plek as koning gemaak. Vervul nou, Here God, u belofte aan my vader Dawid, want u het my koning gemaak oor 'n volk so baie soos die stof van die aarde. Gee my nou die wysheid en die kennis dat ek hierdie volk reg kan lei, want wie kan uit homself hierdie groot volk van u regeer? God het vir Samuel geantwoord, omdat jy besluit het en jy nie rykdom, besittings, aansien of jou vyande se lewe gevra het nie, en ook nie 'n lang leeftyd nie, maar wysheid en kennis waarmee jy my volk oor wie ek jou koning gemaak het kan regeer. Daarom word die wysheid en die kennis aan jou geskenk, maar ek gee jou bovendien rykdom, besittings, aansien, soos die konings voor jou nie gehad het nie en ook na jou nie sal hê nie.
Sy hart was vir disippelskap. Sy hart het die opdrag van Jesus uitgevoer nog voor Jesus gekom het. Het hy gesê, dit is die geheim, yster sluit yster. So sluit een mens 'n ander mens. Here, gee my die wysheid om 'n disippels te maak. Gee my die wysheid om u volk te kan lei. En toe sê die Here, Matteus 6 vers 33, soek jy die koninkryk en al die goed sal gegee word. En hier sien jy dit presies so gebeur in die lewe van Salomo. Sy hart was nie op geld en op dinge nie. Sy hart was op mense, om die volk reg te lei. Dis in ons almal is dit. Stap 'n pad saam met iemand. Nie is 'n opdrag nie. Nie omdat ek so sê nie. Want dit is klaar geskep binne in jou. Jou antwoord op depressie of op angs of whatever jy mee sukkel, lê in die ou langs jou. Hy het 'n slypsteen in sy sak om jou skerp te maak. En antwoorde in jou hart te laat val waarop jy die Gees kan werk en goed oop te breek vir jou in jou lewe. Kom ons sluit af met hierdie laaste stukkie. In Genesis 1 vers 28. Ek is mal hieroor. Dr. Miles Monroe het baie oor die goed gepreek en ja, dit is net awesome hoe God ons gemaak het. Jy's gemaak met sukses binne in jou. Jy's gemaak om te prosper in hierdie lewe. Dit is klaar geset binne in jou. Kom ons kry 'n bietjie musiek of klavier of 'n ding aan die gang. Wat gaan julle iets speel of gaan iemand klavier speel of wat? Ek weet nie, kom. Een goeie nuus vanoggend. Het julle goeie nuus ontvang? Ons is so honger en dors en soek antwoorde en goed dat ons vergeet ons het die hoofopdrag geskiep. Aan Jesus wat hy sê Matteus 28, hy approach hulle and breaking the silence. Gee hy die opdrag, gee hy die key to life en sê, come on. Go, gaan serve. Alles gaan volg. Die koning sit. Hy sê in Genesis 1 vers 28, hy sê, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Hy sê, be fruitful. Die van die Hebreëse betekenisse vir fruitful is om te produce. Productive te wees. Dus dan nie net om kinders te maak nie, maar in lewe. Hy sê, be fruitful. En as hy gesê het om fruitful te wees, hy sê, beteken dit, hy het nie gesê, go and get seed first nie. Hy sê, be fruitful. So dit beteken, die saad is binne in jou. Klaar, dis hoe jy geskep is. Opgeset vir sukses. Nie opgeset vir failure nie. Daar is saad binne in jou. Wat God sê, wees vrugbaar, want daar is saad binne in jou. Wees productive. Gaan uit. En as jy uitgaan, onthou, ek sit in die hemel, aan die regterkant van die Vader. Ek sit, alles is reg, alles is orde, is reg. Jou liggaam is gerenew, jy is dood en het opgestaan in Christus Jesus. Die grond is reg, daar is saad binne in jou. Be fruitful. Daar is nie meer iets wat gaan keer nou nie. Behalwe jou mind en jou heart wat set is on worldly things. Dit stop dit. Dit verstik die saad. But a mind, a heart that is set on a king that is seated. Dit ontwikkel daai saad wat klaar hier binne in jou is. Die sukses, jou lewe en wat jy moet doen vorentoe, is klaar daar. Activate it. Come on, be fruitful. En hy sê multiply.
Moenie op een bly nie. Moenie dink jy het ge-arrive nie. Multiply die hele tyd, konstant. Daar's so baie saad in jou. En daai vrug het weer nog saad. Jesus sê in Johannes 15, my Vader is die boer, ek is die wingerd, julle is die lote wat in my ingeënt is. My pa is die boer. Ek weet nie, as God die boer is, kan jy twyfel dat hy nie gaan 'n goeie oes oplewer op die ding nie. Hy gee reën, hy gee kunsmis. My pa is die boer, sê Jesus. Ek is die wingerd wat klaar geoorwin het. Jy's ingeënt by my, jy doen niks nie. Jy kry die voorreg om die vrug te dra. As iemand jou approach, dan sien hulle die vrug. En die vrug is 'n result van waar jy ingeënt is. So as hulle jou approach, wat sien hulle? Hulle sien Jesus. En ons vergeet dit, dis die grootheid van dit. Jy sien net nog mense wat hier sit hier. Julle is mense wat gekies is. Jesus sê daar in Johannes 15, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies om vrug te dra. Dit is 'n absolute rus waarin jy gaan. Jesus het jou gekies. Jy sit vanoggend hier nie as 'n oulike ding wat jy gedoen het nie. Dis wat hy gedoen het. Hy het jou gekies om uit te gaan en om vrug te dra. Hy sê en wat ook al julle in die Vader se naam vra, sal hy doen, want hy word juis verheerlik dat julle baie vrug dra. Dis set up vir sukses. Nie vir failure nie. Jy lewe uit oorwinning uit, nie om te gaan oorwin nie. Set your mind on things om daai goeders. Be fruitful, produce, be productive, multiply. Hy sê fill the earth, replenish. Kry nog daai distribution. Dus gaan uitgemaakte disippels, kry nog mense. Laat hulle ook dit doen. Laat hulle ook fruitful wees. Jou sukses is unstoppable, is endless. Hy sê, subdue, beheer, domineer. Ek sê altyd, daar sit Paul, hy werk vir ons, met die skips. Ek sê, moenie worry om die pryse meer te maak nie, wees jy die ou wat dominate. So as iemand dink aan iets wat hulle aan jou dink, dis wat God sê, so wees so 'n mens, mind set on things above, be fruitful, produce, multiply, subdue, fill the earth. Hy sê, dominate the earth. Alle heerskappy wat in die hemel op die aarde is aan my gegee. Domineer dit. Wees iemand van lig. As iets gebeur in die aarde, laat jou naam eers oppop by hulle. Guaranteed, al die goed sal volg, sê die Here. En al die goed wat ek gesê het vanoggend, kom uit daai een opdrag uit. Gaan uit en gaan maak disippels. Maklik soos dit. Alles wat jy wil hê, die Here moet vir jou doen, het hy klaar gedoen. Hy het klaar gedoen. Ons wil net kortpad skiet. Ons wil nie die eenvoudige dingetjie doen nie. Set up vir sukses. Jy gaan nie faal nie. Hoor jy? Ons baie saad binne in ons. Ons is die liggaam van Christus. Ons is die bruid, die wyl, daai toe Jesus gesterf het aan die kruis en in die allerheiligste toe skeur die voorhangsel. Verstaan, dit is die Vader en Jesus is die bruidegom en hy kom en hy het sy bruid en hy skeur die wyl, dis oop die pad, die weg na die allerheiligste toe, die meeting plek van God is oop. En die bruid staan hier so, die bruidegom en die bruid en die wyl is oopgemaak. Dink jy nie hy sal vir ons sorg nie? Ons wat alles vir ons bruid wil doen. Hoe nie meer hy nie, met sy liggaam, ons, die bruid, wat hier sit vanoggend. En dis nie 'n verloofde nie, dis nie iets wat nog moet gebeur nie. Dis sy bruid, hy het klaar getrou. Ons is dit. Die wyl is gelig, hy kyk na jou en sê, wow, ek is lief vir jou. Dink jy nie, ek gaan vir jou sorg nie?
Kom ons set ons mind op daai goed. Waar jy seat dit, is gedoen. Orde, peace, alles, come on. Ons het nie 'n gees van lafhartigheid ontvang nie, sê hy. But of sound mind and power. Ons dankie Here Jesus. Dankie Here dat ons U bruid kan wees, Here. Dankie dat U ons gekies het. Dankie dat U besluit het om ons U liggaam te maak, Here. Heilige Gees, kom bedien ons met hierdie wete dat ons is die liggaam en dat U is die hoof van hierdie liggaam. En soos die hoof dink wat goed is vir die liggaam, dit doen hy. Hy gee vir die liggaam genoeg om te eet. Hy voorsien vir die liggaam. Hy trek die liggaam mooi aan. Hy is trots op sy liggaam. Hy het dit waardig geag om te sterf vir sy liggaam. Help ons Heilige Gees om hierdie konsepte te kan verstaan. Dat U sal sorg vir U liggaam. U sorg reeds vir U liggaam. Volgens U is die liggaam nie uit plek uit nie. Volgens U groei die liggaam van heerlikheid tot heerlikheid. Volgens U is hierdie liggaam vlekloos. Hy is nie besmet met iets nie, hy is silwer skoon gewas. Here, laat hierdie goed oorspoel in ons lewe, Here. Laat hierdie goed in ons harte val. U is die wingerd en ons is ingeënt by U. Ons dra die pragtige godsvrug. Wow. O Heilige Gees, dat ons hier uitstap vanoggend en dat ons ingeënt bly. Dat ons mind set hou op waarop ons ingeënt is. Dat ons hier uitstap en die sorge van die lewe, die ander dinge, dit kom afsnatch weer nie. Dat ons in hierdie oortuiging bly nou, Here, dat ons uitgaan en dat ons actually sal kerk wees daar buite. Met 'n oortuiging wat brand in ons harte. En 'n koninkryk wat floreer in ons harte. En oral wat ons hande aansit, oral met wie ons in aanraking kom, die koninkryk sal manifesteer. Dankie vir hierdie belofte, Here, dat U woord sê, wat help het ons sal ons nou self worry oor wat ons moet drink of aantrek oor die dag van môre. Hy sê, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid, sy manier van lewe. En U het gesê, gaan uit, vat 'n hand, gaan maak 'n disipel. Maar as ons dit doen, onthou net, om ons gedagtes te hê op die koning, waar alles perfek is, en waar orde is, en waar vrede is. Wow. Dankie, Heilige Gees. Dankie dat ons kan, soos wat U woord sê, seated wees in hemelse plekke, saam met Christus. Nou kom ek vanoggend, Here, en ek bring al my broers en susters wat hier sit, in daai realm in. En enige persoon hier, so wat siekte ervaar, of wat 'n tekort is, of wat nie vrede het, of niks nie, bring ek in, en ek seat hom langs aan die koning van konings in hemelse plekke. En ek wil hê jy moet weet, daar waar jy jouself bevind nou, daar waar jy geseated is in Christ, with Christ, in God, is vrede, is orde, is genesing, is oorvloed van alles. Niks tekort nie. Jy sit nou daar. Jy sit nie hier op 'n stoel in 'n gebou nie. Kry die oortuiging in jou hart van waaruit jy operate en waaruit jy lewe. Dankie Heilige Gees. Preek, hou aan met preek hierna. Maak jy goed los in die mense. Vat hulle gedagtes en hardloop met hulle. Maak konings en priesters in Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle. Geseënde dag vir julle. As enige iemand gebed nodig het, come to me. Bid vir jou.